Kom ons begin hierdie erediens in die naam van die Here met die woord van Jesus Christus self. Ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde, sê die Here, wat is en wat was en wat kom, die Almagtige. Amen. Geliefdes, ontvang nou die seën van die drie-enige God. Genade vir julle en vrede van hom wat is en wat was en wat kom, en van die 7 geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus, die getroue getuie, die eerstgeborene uit die dode en die owerste oor die konings van die aarde, aan hom wat ons liefgehad het en ons van ons sondes gewas het in sy bloed, en ons gemaak het konings en priesters vir sy God en Vader, aan hom die heerlikheid en die krag tot in ewigheid. Amen. Kom ons antwoord nou op die seën van die Here deur Gesang 54 te sing. Gesang 54 en ons sing daarvan vers 1 en 2. Vers 1 en 2 van Gesang 54 en vers 2 sing ons hierdie woorde: U kerk bely u naam daarbo en hier benede. Ons bely die naam van die Here. Kom ons sing Gesang 54 vers 1 en 2. Kom ons blaai nou in ons Bybels na Deuteronomium hoofstuk 6. Deuteronomium hoofstuk 6. Dit is die wet van die Here. In ons kerkverband het ons 'n paar skrifgedeeltes wat ons op Sondag lees vir sondebesef, om te hoor wat is God se wet, wat verwag hy van ons, sodat ons ook kan hoor op watter maniere skiet ons tekort daaraan, op watter maniere moet ons nog groei, en sodat ons ook daardie skuld voor hom kan bely. Nou, een van die dele wat ons dan van tyd tot tyd kan lees is Deuteronomium 6 vers 4 tot 9. En daar was nou 'n paar weke gelede 'n preek oor daardie gedeelte hier gewees, maar dit is ook baie mooi in daardie gedeelte om te sien, dit is een van die vroegste belydenisse van die volk van God wat God vir hulle gegee het. Daardie woorde: Hoor Israel, die Here onse God is 'n enige
Here. En juist vandag by hierdie geleentheid waar ons gaan stil staan by wat dit beteken om die naam van die Here te bely, is dit van pas vir ons om dit te hoor. Om hierdie belydenis weer te hoor en onsself daaraan te meet. Hierdie belydenis wat fokus op die enigheid van die Here onse God. So ons gaan lees Deuteronomium 6 vers 4 tot 9 en daarna sal ons skuld bely. Ek sal dit weer aankondig. Kom ons lees nou die wet van die Here, Deuteronomium 6 van vers 4 af. Hoor Israel, die Here onse God is 'n enige Here. Daarom moet jy die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met al jou krag. En hierdie woorde wat ek jou vandag beveel moet in jou hart wees. En jy moet dit jou kinders inskerp en daaroor spreek as jy in jou huis sit en as jy op pad is en as jy gaan lê en as jy opstaan. Ook moet jy dit as 'n teken bind op jou hand en dit moet as 'n voorhoofsband tussen jou oë wees. En jy moet dit op die deurposte van jou huis en op jou poorte skrywe. Hoor Israel, die Here onse God is 'n enige Here. Ons buig gereeld voor afgode. Ons staan skuldig as dit daaroor gaan dat die Here nie die sentrum van ons lewens is nie. Hy is nie die belangrikste van alles en almal nie. En daarom laat ons nou ons skuld voor die Here bely deur saam te sing uit Psalm 38. En ons sing Psalm 38 vers 1, 7 en 15. In vers 15 sing ons onomwonde. Bely ons sonde teenoor die Here. Ja, ek bely u my sonde onomwonde. Onomwonde beteken sonder om dit uit te stel. Ons stel nie ons skuldbelydenis uit nie, ons bely ons skuld hier voor die Here. Psalm 38 vers 1, 7 en 15 en ons sing dit sittende saam. Jy kan daarna ook bly sit vir die genadeverkondiging. Dit is 'n groot wonder vir ons om in die woord van die Here in 1 Johannes 1 vers 9 te lees.
as ons sondes bely. Hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. En daarom mag ons vanoggend hoor dat die woord van die Here in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees vergifnis en versoening verkondig aan elkeen wat met 'n ware geloof en 'n opregte berou in sy of haar hart 'n belydenis van die sondeskuld gedoen het. Maar aan hulle wat nie in Jesus Christus glo nie, wat hom verloon, wat sy naam nie bely nie, verkondig God se woord sy oordeel. Amen. Ons gaan ons geloofsbelydenis na die formulier vir die belydenis van geloof net nou doen, na die preek. So ons gaan nou blaai na die skrifgedeelte, ons gaan nou oor soontoe. Dan gaan ons in die woord van die Here lees uit Matteus 10. Ons gaan ons geloof nog bely, maar juis vanoggend met die geleentheid wat ons hier het, gaan ons dit bely na die formulier vir die belydenis van geloof, dan sal ons almal saam ons geloof in die Here ook bely. Pas nogal vanoggend so goed, ook juis met die onderwerp waarby ons gaan stil staan in die woord van die Here. So ons blaai nou in ons Bybels na Matteus 10 en ons gaan daar lees vers 24 tot 42. Matteus 10 vers 24 tot 42. Ons gaan spesifiek stil staan by vers 32 en 33. Ons gaan 'n bietjie meer lees. Dit is nogal moeilik hier om eintlik te sien waar een perikoop, kan 'n mens sê, begin en 'n ander perikoop eindig, want Jesus is besig om vir sy apostels opleiding te gee. Hy verduidelik vir hulle hoe moet hulle sending opdrag benader en hy gee vir hulle baie advies, baie goeie raad, wyse raad vir hoe om hulle sending missie te benader. En ons gaan dan spesifiek hier stil staan by waar hy gaan oor hoe belangrik dit is om sy naam te bely en om nie te verloon nie, en die groot beloning wat hy vir ons daardeur ook beloof. Nou kom ons lees Matteus 10 van vers 24 tot 42. Hierdie is die woord van die lewende God. 'n Leerling is nie bo sy meester nie, en 'n diensknegt ook nie bo sy heer nie. Dit is vir die leerling genoeg dat hy soos sy meester word en die diensknegt soos sy heer. As hulle die heer van die huis Beelzebul genoem het, hoeveel te meer sy huisgenote? Vrees hulle dan nie, want daar is niks bedek wat nie ontdek sal word nie, en verborge wat nie bekend sal word nie. Wat ek vir julle in die donker sê, vertel dit in die lig, en wat julle in die oor hoor, verkondig dit op die dakke. En moenie vrees vir die wat die liggaam doodmaak, maar die siel nie kan doodmaak nie, maar vrees hom liewer wat die siel sowel as die liggaam kan verderwe in die hel. Word 2 mossies nie vir 'n stuiwer verkoop nie, en nie een van hulle sal op die aarde val sonder julle Vader nie. En van julle is selfs die hare van die hoof almal getel. Wees dan nie bevrees nie, julle is meer werd as baie mossies. Elkeen dan wat my sal bely voor die mense, hom sal ek ook bely voor my Vader wat in die hemele is. Maar elkeen wat my verloon voor die mense, hom sal ek ook verloon voor my Vader wat in die hemele is. Moenie dink dat ek gekom het om vrede op die aarde te bring nie. Ek het nie gekom om vrede te bring nie, maar die swaard. Want ek het gekom om tweedrag te verwek tussen 'n man en sy vader, en tussen 'n dogter en haar moeder, en 'n skoondogter en haar skoonmoeder. En 'n mens se huisgenote sal sy vyande wees. Wie vader of moeder bo my liefhet, is my nie waardig nie. En wie seun of dogter bo my liefhet, is my nie waardig nie. En wie sy kruis nie neem en agter my volg nie, is my nie waardig nie. Wie sy lewe vind, sal dit verloor, en wie sy lewe verloor om my ontwil, sal dit vind. Wie julle ontvang, ontvang my, en wie my ontvang, ontvang hom wat my gestuur het. Wie 'n profeet ontvang, omdat hy 'n profeet is, sal die loon van 'n profeet ontvang. En wie 'n regverdige ontvang, omdat hy 'n regverdige is, sal die loon van 'n regverdige ontvang. En elkeen wat een van hierdie kleintjies net 'n beker koue water laat drink, omdat hy 'n disipel is, voorwaar, ek sê vir julle, hy sal sy loon sekerlik nie verloor nie. Dit is die woord van die Here, mag hy dit op ons harte skryf deur die geloof. Ek vra nou dat die broeders staan en dan bid ons saam.
O Here onse God, ons staan hier voor U, as U kinders, as mense wat deur U genade en deur die bloed van Jesus Christus vrygespreek is van al ons sondes. Ons staan hier en ons prys U vandag, Here. Dankie dat ons mag bely dat ons in U glo. Dankie dat ons in hierdie wêreld mag uitgaan en vir mense kan vertel van Jesus Christus, die een wat gekom het vir sondaars soos ons. En dankie dat U ons ook toerus en ons bystaan en ons help in hierdie missie waarop U ons in die wêreld in stuur. Ja, elkeen van ons wat hier is vandag, Here, elke een van U gelowiges is in 'n sekere sin 'n sendeling, 'n gestuurde, 'n afgevaardigde, 'n ambassadeur van die koninkryk van die hemele. En ons bid dat U ons sal help om nie skaam te wees vir daardie koninkryk nie, om nie bang te wees wat mense van ons dink nie, maar om in die dapperheid wat ons net deur die krag van die Heilige Gees kan ontvang, om in daardie dapperheid Jesus voor mense te bely. Ja, al kos dit ook vir ons lewens. Help ons om met daardie openheid, met almal wat oor ons paai kom, oop kaarte te speel dat ons Christene is, en dat ons reken hulle behoort ook te wees. Help ons om aan mense in hierdie wêreld te vertel dat daar 'n koning is, 'n koning oor hierdie wêreld, en dat ons saak met hom moet regmaak. Ag Here, ons bid nou vir die woordverkondiging. Help ons tog daardeur, help ons om te hoor wat U vir ons in die woord sê, help ons om dit toe te pas op ons lewens, om onsself te toets aan die maatstaf van U woord. Gaan ook met my, o Vader, help my om U woord uit te lê en toe te pas tot eer van U naam. Vergewe ons daar waar ons teen U oortree, so daar is baie sondes wat ons elke dag doen, ook baie sondes wat ons nie eens van weet nie. Vergewe ons veral daar waar ons uit bangheid nie die naam van Jesus voor mense bely nie. Ons bid dit en ons kan dit net bid in sy naam alleen. Amen. Ek lees weer vir ons twee teksverse, vers 32 en 33 van Matteus 10. Elkeen dan wat my sal bely voor die mense, hom sal ek ook bely voor my Vader wat in die hemele is. Maar elkeen wat my verloon voor die mense, hom sal ek ook verloon voor my Vader wat in die hemele is. Geliefdes van ons Here Jesus Christus, Polycarpus, hoor die naam Polycarpus, was een van die vroegste martelare van die Christelike geskiedenis. Hy het geleef van 69 tot 155 na Christus, so omtrent 1900 jaar gelede, plus minus. En hy was al 'n baie ou man gewees daar aan die einde van sy leeftyd. In sy dag was dit onwettig gewees om 'n Christen te wees. Jy kon selfs die doodstraf gekry het as jy openlik gesê dat jy 'n Christen is. En dan op 86-jarige ouderdom word hy op die ou end gevang en hy word geneem na die stadion waar hulle sê ons gaan jou met vuur verbrand as jy nie jou geloof prysgee nie. Ons lees spesifiek dat die prokonsul, die leier van die Romeinse afgevaardigdes wat hom gevange geneem het vir hom gesê, neem ag op jou ouderdom. Jy is 'n ou man, Polycarpus, waarom wil jy so 'n wrede dood sterf? Verloon net vir Jesus, staan net terug. Dis mos nie so 'n belangrike ding. Wat beteken dit nou om te sê, jy glo nie meer in Jesus Christus nie? Waarom wil jy so 'n wrede dood sterf, Polycarpus? En Polycarpus se antwoord wat deur die eeue heen weer galm en vandag nog gehoor kan word, was die volgende. 86 jaar het ek hom gedien, en hy het my nooit enige kwaad aangedoen nie. Hoe kan ek dan my koning en verlosser verloon? Omdat hy geweier het om Jesus te verloon, is hy kort daarna aan die stadion verbrand. Hy het met sy lewe geboet vir sy geloof. Maar omdat hy getrou gebly het aan daardie belydenis tot aan die einde, kan ons van een ding baie seker wees. En dit is dat Jesus Christus hom met oop arms ingewag het. Hoor weer wat Jesus vir ons hier sê. Elkeen dan wat my sal bely voor die mense, hom sal ek ook bely voor my Vader wat in die hemele is.
Maar elkeen wat my verloon voor die mense, hom sal ek ook verloon voor my Vader wat in die hemele is. Die tema vir vandag se preek is eintlik 'n baie eenvoudige vraag. Bely of verloon jy die Here Jesus? Bely of verloon jy die Here Jesus? En let mooi op, dit is net hierdie twee opsies. Daar is nie 'n derde weg nie, daar is nie ruimte vir 'n draadsitter nie. Daar is nie ruimte om te sê, ek weet nog nie, ek weet nie heeltemal waar ek moet inpas, waar ek moet val nie. Bely of verloon jy die Here Jesus? En ons gaan in die preek na 2 punte kyk. Ons gaan eerstens kyk na wat dit beteken om Jesus te bely, vers 32, en dan tweedens wat dit beteken om Jesus te verloon, vers 33. So kom ons kyk net na die eerste punt. U het dit reeds gehoor wat vers 32 sê. Elkeen dan wat my sal bely voor die mense, hom sal ek ook bely voor my Vader wat in die hemele is. En dan moet ons vra, wel, wat bedoel dit? Wat beteken dit om Jesus te bely? Die Griekse woord vir bely wat hier gebruik word is homologeo. Dit is die Griekse woord homologeo en dit bestaan uit 2 ander woorde. Dit word saamgevoeg deur 2 ander woorde. Homo wat dieselfde of eners beteken en dan logos wat woord beteken. So as jy die 2 woorde bymekaar sit, dan kry jy dieselfde woord, 'n enerse woord. 'n Mens dink dalk aan Afrikaanse uitdrukkings waar ons sê iemand moenie uit 2 monde spreek nie. 'n Soortgelyke gedagte, 1 woord, 1 mond. Of jy kan ook dink aan iemand wat sê jou oggend en jou aandpraatjies moet ooreenstem. Dit is waaroor hierdie gedagte gaan. Dit gaan daaroor om 'n enerse woord te spreek. Dit gaan nie daaroor om net vanoggend word jy wakker en jy sê iets en vanaand sê jy iets anders. Dit is heeltemal 'n ander storie nie. Hierdie belydenis waarvan gepraat word is iets wat jou gaan bind oor jou hele lewe. Dit is 1 woord wat jy spreek, 'n enerse woord wat jy spreek, dieselfde woord wat jy spreek oor 'n baie lang tyd. Dit is dan juis interessant dat in die klassieke tyd, die klassieke Grieke het hierdie woord gebruik om te praat van iemand wat 'n beëdigde verklaring in die hof aflê. So dit was, hierdie belydenis het jou baie keer wettiglik gebind. Dit was iets wat jy in die hof kom doen, net onder 'n eed. Jy het daar in 'n sin kom sweer dat jy die waarheid gaan praat en dit was iets wat jou ook wettiglik aan jou woord kon bind. Dieselfde woord kan ook vertaal word as 'n belofte of selfs as 'n eed wat iemand sweer. As jy aan 'n prentjie, aan 'n beeld wil dink aan 'n jong man en 'n jong dame wat wil trou en hulle kom na die kerk, hulle staan voor in die kerk en hulle lê hier 'n gelofte, 'n belofte af dat hulle vir altyd aan mekaar getrou sal bly. Dit is die gedagtes wat hierdie woord homologeo in jou kop moet opbring. Dit gaan nie sommer net oor iets wat jy in die oggend sê en in die aand sê iets anders nie. Dit is nie iets wat jy sommer vinnig sê en later verander jou gedagtes nie. Dit is 'n enerse woord, 'n belydenis waaraan jy jouself bind. Nou jy moet raak sien in watter konteks Jesus hier van 'n belydenis praat. Hy is hier besig in die hoofstuk om te praat met sendelinge. Hy praat met sendelinge, hy praat met die 12 apostels wat hy stuur op hulle eerste sending uitreik. Jy kan kyk daar in die eerste verse van Matteus 10, in Matteus 10 vers 1 tot 4 lees ons van die name van die 12 apostels, so hulle word by die naam genoem, en dan in vers 5 tot 15 gee die Here Jesus vir hulle sendingopdrag, hulle sendingmissie, waarin moet hulle gaan? En nou onthou, hierdie is die eerste keer wat Jesus hulle stuur. Daar is 2 sturinge van die 12 apostels, nou hoef nie nou daarop in te gaan nie, maar die eerste keer wat hy hulle stuur hy hulle net na die Israeliete, hy stuur hulle na die verlore skape van die huis van Israel. Die tweede keer wat hy die kerk uitstuur, in Matteus 28 vers 19, stuur hy hulle dan na al die nasies, om aan al die nasies die evangelie te verkondig. Maar hier stuur hy hulle na die verlore skape van die huis van Israel. En dan in vers 16 tot 23 praat hy oor die werklikheid van vervolging waarvan hulle seker kan wees. Hulle moet gereed wees om vervolg te word en hy vertel vir hulle hoe om dit ook te hanteer. En van vers 24 en verder, waarby ons skrifgedeelte nou uitkom, gaan daaroor hoe ons as gestuurdes van die Here Jesus Christus nie moet vrees nie. Ons moet nie bang wees nie. Ons moet bereid wees om in nederige dapperheid voor daardie vervolging te staan en steeds aan ons belydenis vas te hou. Steeds die naam van die Here voor mense te bely. Dit is waaroor dit gaan. Nou,
Nie alle gelowiges is noodwendig sendelinge in die sin van dat jy nou jou plaas moet verkoop en na Noord-Korea toe gaan en 'n kerk daar gaan plant nie. Dis nie wat God van alle gelowiges verwag nie, maar in 'n sin is elke gelowige is 'n gestuurde. Ek weet nie of u hierdie weet nie, maar ons kerkverband het 'n sendingbeleid en ons sendingbeleid se titel is elkeen oral gestuurde. Is so 'n kleinerige boekie en as u dit in die hande kan kry, koop dit gerus aan. Dis die sendingbeleid van ons kerkverband en dit sê letterlik elkeen is oral 'n gestuurde. Elke gelowige, oral waar jy kom, is 'n gestuurde van die Here. Ons is 'n sendeling. Dit beteken nie noodwendig jy moet gaan sendingwerk doen in Pakistan of Noord-Korea of in China of waar ook al nie, maar dit beteken dat waar jy ook al kom hier in jou lewe, moet jy die naam van die Here bely, moet jy vir mense van Jesus Christus vertel. Elkeen oral gestuurde. En daarom kan ons weet Jesus hier praat nie net met die oorspronklike 12 apostels nie, hy praat ook met ons. Hy roep ons op om sy naam voor mense te bely. Elkeen wat my sal bely voor die mense, hom sal ek ook bely voor my Vader wat in die hemele is. Kom ons wees gou eerlik met mekaar. Ons het nodig om dit te hoor, nie waar nie? As Jesus dit hier vir ons sê, dan het ons nodig om dit te hoor. Is dit nie waar dat baie kere is hierdie vir ons 'n baie moeilike saak nie? Ons sukkel hiermee. Ons staan voor mense en is moeilik vir ons om die lig van die evangelie te laat uitstraal. Is dit nie waar nie? Hier is 'n voorbeeld. As ek in 'n nuwe vriendekring sou kom, hoe lank dink julle sou dit vat voordat mense gaan uitvind dat ek getroud is? Kom ons sê nou mense sien nie die trouring nie, maar hoe lank sal dit vat om te sien, vir mense om uit te vind dat ek getroud is? 5 minute, 10 minute voordat ek iets gaan sê van my pragtige liefdevolle vroutjie? Hoe lank gaan dit vat? Dit gaan nie baie lank vat nie. Mense gaan baie vinnig agterkom dat as jy getroud is, dan gaan mense in 'n nuwe vriendekring baie gou agterkom dat jy getroud is. Hoe lank kan mense my ken voordat hulle agterkom dat ek 'n gelowige is? Is daar mense dalk wat ek vir maande of dalk selfs vir 'n jaar lank ken en hulle het nog geen idee dat ek in Jesus Christus glo nie? Nou ek weet ons konteks is anders. Toe Jesus daar met die apostels gepraat het, was hulle nie in 'n gelowige konteks nie. Hier in Suid-Afrika, die grootste deel van die mense in Suid-Afrika sal ten minste nominale Christene wees. Hulle sal sê hulle is Christene. So probeer dit 'n bietjie as jy op straat gaan stap of jy vra in die negosiewinkel vir mense, watter geloof is jy? Meeste van hulle gaan vir jou sê hulle is 'n Christen. Hulle glo in Jesus Christus. So ons konteks is anders, ons omstandighede is anders. Maar wat van daardie mense waarvan ek met totale sekerheid weet dat hulle nie gelowiges is nie? Wat van die moslim wat jou hare sny? Hoe lank kan jy hom ken voordat hy gaan uitvind dat jy 'n gelowige is? Wat van die ateïs wat saam met jou werk? Hoe lank kan jy saam met hom werk voordat hy gaan uitvind dat jy 'n gelowige is? Wat van die nuwe uitstanding wat daaronder in die straat bly met al haar katte? Hoe lank gaan sy jou buurvrou wees voordat sy gaan uitvind dat jy 'n gelowige is? Hoe lank? Hoe lank voordat ons die naam van Jesus bekend maak? Hoe sentraal, dit is die vraag, hoe sentraal is die belydenis van Jesus voor mense in die gesprekke wat ek met mense het? As sien ek is getroud en ek is lief vir my vrou en daarom gaan mense baie vinnig agterkom dat ek getroud is. Ek kan nie anders nie. Ek moet oor haar praat. Maar hoe lank vat dit voordat hulle uitvind dat ek 'n Christen is, dat daar 'n groter liefde is as die liefde wat ek vir my vrou het? En dit is waaroor hierdie gaan. Bely ons die naam van Jesus. Jesus gee vir ons hier die pragtigste motivering. So 'n mooi motivering. As jy nog enigstens gewonder het, is dit die moeite werd om Jesus se naam te bely? Hier is die antwoord. Ja, dit is. Dit is die moeite werd, want hoor wat hy vir ons sê. Elkeen dan wat my naam sal bely voor die mense, hom sal ek ook bely voor my Vader wat in die hemele is. So mooi. Jy is nie die enigste een wat bely nie. Jy is nie die enigste een wat 'n belydenis doen nie. Jesus bely ook. En wie bely hy? Hy bely vir jou. Waar? In die hemel. Voor die troon van God. Voor ons hemelse Vader. Dit moet jou sommer in jou skoene ruk. Dit is so wonderlik hierdie. Jesus bely ons naam voor die Vader. Ons mag lees in
In 1 Johannes 2 vers 1 lees ons het 'n voorspraak by die Vader, Jesus Christus, die regverdige. Daar in die hemel, voor die Vader, is Jesus besig om vir ons in te tree, vir ons 'n voorspraak te wees. Wat dit basies beteken, is hy sê vir die Vader, hierdie een is myne. Ek het vir hom gesterf, my bloed het hom gekoop, hy is myne, hy behoort aan my, en hy is getrou in daardie belydenis wat hy voor die Vader tot ons bes wil doen. Hy is getrou daaraan, en die vraag is dan, as hy my reeds voor die Vader bely, waarom op aarde sal ek nie ook sy naam hier bely nie? Hy bely my reeds in die hemel, hy bely my naam reeds voor die Vader, hy het my reeds gered, hy sê reeds vir die Vader, hierdie is myne, ek het hom gekoop met my bloed, waarom sal ek dan nie ook hier op aarde vir mense sê, ek behoort aan Jesus Christus nie, ek is 'n Christen, sy naam wil ek bely voor al die mense op hierdie aarde. Waarom nie? Watter meer motivering het ons as dit nodig? Daar in die hemel staan Jesus en hy is nie skaam nie. Hy is nie skaam nie. Hy is nie skaam om my naam op sy lippe te neem nie, en let nou op, ek kan baie keer vir hom rede gee om dalk skaam te wees, maar hy is nie skaam nie. Waarom sal ek dan hier op aarde, as ek sy naam op my lippe neem, voor mense te skaam wees om dit te doen? En dit is die eerste punt hier waarby ons stil staan. Het gaan oor wat dit beteken om Jesus voor mense te bely. Die tweede punt, wat dit beteken om Jesus te verloon. In vers 33 sê hy, maar elkeen wat my verloon voor die mense, hom sal ek ook verloon voor my Vader wat in die hemele is. Sien die twee kante van die swaard. Bely, verloon. Twee kante. As jy Jesus voor die mense bely, dan bely hy jou voor die Vader. As jy die Here Jesus verloon, verloon hy jou voor die Vader. Nou die Griekse woord vir verloon wat hier gebruik word is arneomai, en arneomai beteken, dit gaan basies daaroor om iets of iemand te ontken, te onteien of te verwerp. Hoor mooi, om iets of iemand te ontken, te onteien of te verwerp. As jy aan 'n voorbeeld wil dink uit ons eie volk se geskiedenis, dink aan die verraaiers waarvan ons lees uit die dae van die Tweede Vryheidsoorlog. Daardie mense wat hul eie volk en hul eie land en hul eie families geontken, onteien en verwerp het. Want dit is waarop dit neerkom. En dit is waaroor hierdie verloning hier gaan. Om iemand te verloon impliseer dat jy 'n verhouding vooraf met daardie persoon gehad het. As jy iemand verloon, beteken dit jy was in een of ander soort verhouding met hom voor dit gewees. Jy kan nie iemand verloon as jy nooit van hom geweet het nie. Jy kan nie iemand verloon as jy dalk van hom geweet het, maar jy was nog altyd sy vyand gewees nie. En daarom Jesus praat hier juis van mense wat sy naam uiterlik op hulle lippe geneem het, gesê het ek is 'n Christen, gesê het ek behoort aan Jesus, gesê het ek is 'n kind van God, maar dan op die ou end wanneer die rubber die teer tref en dit regtig daarop neerkom, dan ontken ek my geloof. As jy wil dink aan 'n voorbeeld, dink aan die voorbeeld van die gelykenis van die saaier waarvan ons lees in Matteus 13 vers 1 tot 9. Een van die plekke waar daar die saad val, ons lees van al die verskillende plekke waar die saad val. Een van die plekke waar die saad val, is dit val op 'n rotsagtige plek, op 'n plek waar daar grond is, maar die grond is baie vlak. Kort onder die grond, baie vlak onder die grond, is daar 'n klomp klippe. En wat gebeur met daardie saad? Dit kom gou-gou op, want daar is grond. Maar daardie plantjies het dan nooit diep wortels nie, nooit ordentlike wortels nie. En dan wanneer die son opkom en die son skyn op hulle, dan is daar nie daardie diepte wat gaan maak dat hulle oorleef nie. En dan as jy die verklaring van die gelykenis lees, dan sê Jesus, die son wat opkom is vervolging. Dit is waaroor dit hier gaan. Mense wat skynbaar opkom, daar is skynbaar lewe, die plantjie het opgekom, maar daar is geen diepte nie, daar is geen wortels nie. En dan wanneer vervolging aanbreek, wanneer my geloof iets vir my gaan kos, wanneer daar 'n prys is om te betaal, dan sterf die plantjie, dan was daar niks, dan verloon ek die naam van Jesus. 'n Mens kan praat van mooi weer Christene. In elke generasie, in elke land waar daar nie aktiewe vervolging is nie, kry 'n mens mooi weer Christene. Dit is Christene wat die naam van Jesus op hulle lippe neem, maar net solank as wat dit goed gaan. Sodra dit die kleinste ding van my gaan eis, die kleinste opoffering, die kleinste stukkie lyding, die kleinste bietjie vervolging,
dan is dit alles verby. Nou in ons konteks kan dit op verskillende maniere na vore kom. Ons het nie sulke erge vervolging soos wat daar in ander lande noodwendig is nie. Hier is 'n voorbeeld van waar er wel 'n element van vervolging in ons land is. En ek is nie die mees ingeligte persoon hierop nie. Ek weet daar is sommige van u wat in die reg geleer is. U weet moontlik baie meer hiervan as ek. Maar daar is sommige kontekste en sommige maniere waar dit onwettig raak om die LGBTQ+ alfabet mense te kritiseer. Byvoorbeeld, as 'n mens sou sê dat die LGBTQ gemeenskap verantwoordelik is vir die sosiale verval wat daar in Suid-Afrika is, dan kan dit, nie noodwendig altyd nie, maar dit kan deur die hof gesien word as haatspraak waarvoor jy gestraf kan word. En daardie effek, veral omdat kerke bewus word hiervan, want mense sê dit vir die kerke, hulle sê dit vir die dominees, maar die feit dat dit dalk 'n straf op jou hals kan haal, beteken dat daar baie Christene is in Suid-Afrika en dalk selfs konservatiewe Christene en konservatiewe kerke wat dan sê, kom ons gaan maar eerder nie so intoe. Jy weet, en die verskoning gewoonlik wat ons gebruik is om te sê, ag, dis mos nie die hart van die evangelie nie. En so kom ons gaan dit nou nie probeer om daardie eina te krap nie. Kom ons los dit eerder op die sykant en ons gaan fokus op ander dinge. Ons gaan fokus op die genade van die Here. Nou natuurlik die evangelie moet sentraal staan. Maar wanneer jy 'n sonde in jou samelewing sien, dan moet jy dit ook kan aanspreek. Want daardie mense juis het ook die genade en die vergifnis van Jesus Christus nodig. En sy evangelie word aangekondig met hierdie woorde, bekeer jou, want die koninkryk van die hemel het naby gekom. En dit kan maak dat ons sê, ag, ons wil eerder nie daarna toe gaan nie. Ons is versigtig om die naam van Jesus op hierdie plek toe te pas. Want dalk gaan dit vir ons vervolging op die hals haal. Kom ons maak dit meer prakties. Hoe kan ons dalk ons eie geloof verloon voor mense? Hoe lyk dit? Hier is 'n voorbeeld. Kom ons sê, jy kom in 'n groep, 'n vriendekring, waar die mense besig is om baie te vloek. Hulle praat sleg, gebruik slegte taal wat God nie goedkeur nie. En wat doen ons dan gewoonlik? Wel, daar's twee roetes wat ons gewoonlik inneem uit ons sondigheid. Die een roete is om te sê, wel, ek gaan nou maar soos elke nou en dan ook 'n vloek voor dit laat val, net om in te wees, ek wil nou mos nie uitvoel nie. Of die ander roete wat baie meer algemeen is om te maak soos 'n skilpad. Trek jou kop in die dop in, en maak asof jy niks hoor nie, maak asof jy van niks bewus is nie, maak asof jy 'n klip is. Daar's niks. Sê niks, doen niks, beweeg niks. Maar is dit wat ons veronderstel is om te doen? Is dit nie maar 'n implisiete ontkenning, verloning van die naam van Jesus Christus nie? Nou die woord van God sê nie vir ons dat ons 'n las van onsself moet maak nie. Die woord van die Here sê nie vir jou, jy moet nou gaan staan en 'n klomp Bybelverse op jou buurman se kar gaan verf omdat jy hom een keer 'n vloekwoord oor gebruik het of iets soos dit nie. Dit is nie wat die Here van ons verwag nie. Hy verwag van ons om in nederigheid en ook in oortuiging die evangelie voor te hou, maar dit moet 'n duidelike ding wees. Ons moenie skaam wees ooit vir die naam en die evangelie van Jesus Christus nie. Paulus sê in Romeine 1 vers 16 en 17, ek skaam my nie. Hoor dit. Ek skaam my nie vir die evangelie van God nie. Sien, alles van dit gaan op die ou end oor hierdie vraag, wie vrees ek? Vir wie het ek die meeste vrees? Is ek dalk so bang vir mense en wat hulle van my gaan dink, wat hulle aan my gaan doen, dat hulle my gaan verwerp? Dat ek my geloof eerder op die agtergrond sal skuif ter wille van die aanvaarding en die liefde van mense, of vrees ek die Here? Sien wat Jesus vir ons sê in Matteus 10 vers 28 is die volgende, moenie vrees vir die wat die liggaam doodmaak, maar die siel nie kan doodmaak nie. Maar vrees hom liewer wat die siel, sowel as die liggaam kan verderwe in die hel. Vir wie vrees ek? God of mense? 'n laaste voorbeeld. In 1 Timoteus 5 vers 8 skryf die apostel Paulus, maar iemand wat vir sy eie mense en veral sy huisgenote nie sorg nie, het die geloof verloon en is slegter as 'n ongelowige. Hoor dit? Iemand wat vir sy eie mense, veral sy eie huisgenote nie sorg nie, het Jesus verloon.
Hy is slegter as 'n ongelowige, dit is wat Paulus daar sê. So wat beteken dit, as ek nie genoegsaam sorg vir die behoeftiges in my eie familie, naby aan my eie mense nie, dan sê die apostel, my geloof is dalk alles mooi praatjies, ek kom mooi kerk toe, en almal sê, dit gaan so goed met jou, jy is so 'n goeie Christen, jy sing die hardste van almal in die kerk. Maar hy sê, as dit daar prakties op die grond neerkom, en ek sorg nie vir die mense in my familie nie, dan is ek slegter as 'n ongelowige, want selfs die ongelowiges weet om vir hulle families te sorg. Daar is baie mense daar waar ons werk in die Jerigo opheffingsoord, net aan die kant Delmas, daar is baie van die ouer mense wat ons mee werk, waar daar afgelaai word deur hulle eie kinders. Hulle wil niks met hulle te doen hê nie. Veral wat, en dis nie altyd arm kinders nie, soms is dit kinders wat dit kan bekostig om vir daardie ouers te sorg, maar hulle wil niks, veral wat hulle omgee, kan daardie ouers maar op straat gewees het. Hulle sal nie eers R10 gee om daardie ouers te onderhou nie. En wat sê die woord van die Here? Dan kan ek soveel kerk toe gaan as wat ek wil. Ek kan die naam van Jesus elke dag op my lippe neem. Ek kan sê ek's 'n Christen, maar as dit op daardie praktiese aspek daarvan afkom, is ek slegter as 'n ongelowige. Sien, om die naam van die Here Jesus te bely, is nie net iets wat ek sê nie. Dis ook iets wat ek moet doen. Dit moet na my hande toe gaan, die manier hoe ek optree teenoor ander mense. En dan, as ek hier is en ek hoor die woord van die Here en ek dink ek het dalk al op 'n paar plekke die naam van die Here Jesus verloon, moet ons ook hoor wat hy dan daarna sê in vers 32. Elkeen wat my verloon voor die mense, hom sal ek ook verloon voor my Vader wat in die hemele is. Dit is die oordeel van Jesus Christus, ons Here. Wat beteken dit? Dit beteken dat eendag sal ons voor hom in die hemel verskyn. Ons sal wil sê, ek was een van u kinders, een van u volgelinge, een van u skapies, en wat gaan sy antwoord wees? Ek ken jou nie. Jy behoort nie aan my nie. Jy het my verloon. In Matteus 7 vers 21 tot 23 sê Jesus die volgende: Nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie, maar hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemele is. Baie sal in daardie dag vir my sê, Here, Here, het ons nie in u naam geprofeteer en in u naam duiwels uitgedrywe en in u naam baie kragte gedoen nie? En dan sal ek aan hulle sê, ek het julle nooit geken nie. Gaan van my weg, julle wat die ongeregtigheid werk. Dit is hoe ernstig dit is. Dit is hoe ernstig die oordeel van die Here is, as ek sê ek is 'n Christen, maar dit dring nie deur tot my lewe nie. En dan as ek op hierdie punt skuldig voel, dan is dit nodig om ook die evangelie van Jesus Christus te hoor. Voel jy skuldig? Voel jy, dink jy dalk al 'n paar keer die naam van die Here Jesus verloon? Hoor dan van iemand anders, een van daardie ander apostels wat ook daar was. Ons lees van hom daar in Matteus 10 vers 2. Sy naam is Petrus en hy was daar. Hy was daar toe Jesus hierdie woorde gesê het. Elkeen wat my verloon voor die mense, hom sal ek ook verloon voor my Vader wat in die hemele is. Hierdie selfde Petrus sê in Matteus 16, sê hy, U is die Christus, die Seun van die lewende God. Daar bely hy die naam van Jesus. En hy is dieselfde een wat later, wanneer Jesus gevange geneem word, nie 1 keer nie, nie 2 keer nie, 3 keer vir Jesus verloon. En dan lees ons in die evangelie van Lukas waar dit beskryf word, dat toe hy dit die 3de keer gedoen het, het Jesus omgedraai en vir hom gekyk. Wat dink julle was daar in sy oë? Verwyte? Beskuldiging? Woede? Wat van genade? Liefde? Ontferming? Vergifnis? Want sien, dit is waarvoor hy kom sterf het, vir sondaars, vir mense soos Petrus, mense soos ons, mense wat onvolmaak is, mense wat foute maak, mense wat selfs soms die naam van die Here ontken wanneer dit daarop neerkom. Wanneer ons voor mense staan en ons bely nie dat ons in Jesus Christus glo nie. Ons spreek hulle nie aan op hulle sondes nie, ons is skaam, ons staan terug. Ek wil eerder nie my geloof hier bely nie. Ek wil dit wegsteek want ek hou nie daarvan dat mense my gaan verwerp nie. Jesus het kom sterf vir mense soos dit, maar hoor dan ook, as hy jou vergewe, moet jy ook verander. Hy eis verandering en hy gee vir ons sy Heilige Gees om daardie verandering in ons lewens te bewerk. Deur die krag van die Heilige Gees moet my lewe van voortdurende verloning 'n lewe van voortdurende belydenis word. Andersins
Hoor die evangelie en ook die oordeel van hierdie Here Jesus Christus. Elkeen dan wat my sal bely voor die mense, hom sal ek ook bely voor my Vader wat in die hemele is. Maar elkeen wat my verloon voor die mense, hom sal ek ook verloon voor my Vader wat in die hemele is. Ja, daar is altyd tyd om te bekeer. Daar is altyd nog vergifnis. Maar, hoor ook mooi, as my lewe nie verander nie, as my lewe nie 'n lewe van belydenis eerder as verloning word nie, dan is hierdie 'n ware oordeel wat Christus oor ons uitspreek. Kom ons sluit af. Omtrent 1900 jaar gelede het een van God se kinders, 'n ou man met die naam Polycarpus, voor 'n keuse te staan gekom. Sal ek die naam van Jesus bely of verloon? As jy vandag voor dieselfde keuse geplaas word, sal ek die naam van Jesus bely en sterf of verloon en lewe? Wat sou jou antwoord wees? Die antwoord van Polycarpus, wat weer galm oor die eeue heen, was: 86 jaar het ek hom gedien en hy het my nooit enige kwaad aangedoen nie. Hoe kan ek dan my koning en verlosser verloon? Vandag is daar 2 jong mense wat die voorreg het om belydenis van hulle geloof te doen. Dit is inderdaad 'n wonder, dit is 'n pragtige ding. Retief en Carla, dit is 'n pragtige ding vir julle om dit te kan doen, hier voor die Here en voor sy gemeente. Mag die Here gee dat dit in julle lewens en in ons almal se lewens nie 'n dooie belydenis sal wees nie, maar een wat lewend is en wat die proef van die vuur sal deurstaan. Amen. Ons vra nou dat Retief en Carla vorentoe kom. En dan gaan ons die formulier vir die aflegging van openbare belydenis van geloof aan u voorhou. So hierdie formulier, ons wonder baie keer, wat is hierdie formuliere? 'n Formulier is 'n kort opsomming van 'n Bybelse beginsel, en dit is 'n goeie ding wat ons in ons kerkverband en in ons gemeente hier doen, waar ons 'n formulier gebruik. Ons doen dit nie sommer net omdat dit 'n dooie ritueel is nie, ons doen dit want vir ons is hierdie beginsels belangrik, en ons wil seker maak dat julle twee en ook die hele gemeente bewus is van hierdie beginsels. Wat is 'n ware belydenis van geloof? Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, die openbare belydenis van geloof gee aan die verbondskind die geleentheid om voor God en die gemeente rekenskap te gee van sy of haar persoonlike geloof. Dit beteken dat die verbondskind die genade wat God in die doop aan hom of haar gebied het, bewustelik deur die geloof sy of haar eie maak. Nou moet ons hoor, dat die belydenisaflegging is 'n gelofte. Dink nou weer terug na die woord, homologeo. Dit is 'n gelofte, 'n eed, 'n enerse woord. Die openbare belydenis van geloof is 'n gelofte van volle toewyding aan die Here, die koning van die kerk. Dit beteken om te lewe volgens sy woord, om getrou die erediens by te woon en aan die werksaamhede van die kerk deel te neem, om te volhard in die gebed en om God deur woord en daad op alle terreine van die lewe te verheerlik. Dit is 'n gelofte om deur die krag van die Heilige Gees in die geloof te volhard en steeds daarin te groei. En dan gaan ons nou oor na die belydenisaflegging deel. Geliefdes in die Here, die ouderlingeraad het met vreugde daarvan kennis geneem dat julle begeerig en gereed is om as volwaardige belydende lidmate van hierdie kerk toegelaat te word. Julle het in die Christelike leer onderrig ontvang en julle het die ouderlingeraad van julle kennis van die woord van God en die belydenisskrifte as ook van julle voorbeeldige lewenswandel oortuig. Om as belydende lidmate toegelaat te word, moet julle opreg en bevestigend op die volgende vrae antwoord. Ek gaan al die vrae vir julle lees en dan aan die einde sal ek vir julle kans gee om te antwoord. Is julle daarvan oortuig dat die Bybel die enigste en onfeilbare woord van God is? Dat dit die ware en volkome leer van die saligheid bevat, dat niks daarby gevoeg of daarvan weggeneem mag word nie,
en dat die belydenisskrifte van hierdie kerk, hoewel aan die Bybel ondergeskik, met die Bybel ooreenstem en daarom onderskryf moet word. Tweedens, is jy daarvan oortuig dat hierdie kerk, waarvan jy nou 'n belydende lidmaat wil word, hierdie Bybelse leer as die ware en volkome leer van die saligheid verkondig. Derdens, verklaar jy dat bogenoemde leer jou persoonlike geloofsoortuiging is en beloof jy om alle leringe wat daarmee in stryd is, te verwerp. Vierdens, verklaar jy dat dit jou voorneme is om in die krag van die Heilige Gees tot aan die einde van jou lewe in hierdie leer te volhard. Vyftens, verklaar jy dat jy in die volkome soenverdienste van die Here Jesus Christus glo en dat hy jou persoonlike verlosser en saligmaker is. Sestens, bely jy dat jy die drie enige God liefhet en beloof jy om hom van harte te dien, gereeld tot die Vader te bid, die naam van die Here voor die mense te bely en in die krag van die Heilige Gees teen alle versoekinge te stry. 7. Beloof jy om aktief aan die werksaamhede van die kerk deel te neem. En 8. Beloof jy om jou aan die kerklike opsig en tug te onderwerp. Carla van Deventer, wat is hierop jou antwoord? Retief Pens, wat is hierop jou antwoord? Hulle het al 2 ja geantwoord. Op grond van die genadeverbond, soos verseël deur die doop en kragtens die belydenis wat julle sopas voor God en die gemeente afgelê het, verklaar ek op gesag van die ouderlingeraad dat julle nou belydende lidmate van die Afrikaanse Protestantse Kerk Grootfontein is, met toegang tot die sakramente en al die voorregte aan lidmaatskap verbonde. Maar hoor ook die vermaning. Geliefde broeder en suster, God het julle geroep om in die wedloop van die geloof al julle kragte in te span. Volhard daarin met hart en siel en met al julle kragte. En hoor ook, gemeente, God het hierdie verbondskinders van hom tot geloofsvolwassenheid gebring, om as lede van die liggaam van Christus hulle gawes en talente aan die hoof van die kerk, Jesus Christus, te wy. Stel die gawes wat u van God ontvang het, saam met hierdie belydende lidmate tot beskikking van God en in diens van sy kerk. Bid vir mekaar en werk met mekaar saam. Laat die liefde van Christus as band u saambind tot 'n getuienis in hierdie wêreld. Ons vra nou dat al die broeders staan en dan gaan ons 'n gebed doen. Carla, jy kan ook bly staan, dit is reg. Almagtige drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees. U het u verbond opgerig jare en jare gelede daar in die tuin van Eden. En toe die mens daardie verbond gebreek het, het u uit u genade teruggekom en 'n nuwe verbond met hom opgerig. 'n Verbond van genade. En u het met Abraham, ons geloofsvader, kom praat en vir hom vertel dat u met hom ook 'n verbond sal sluit, dat u met hom en sy kinders en sy kindskinders sal wees van geslag tot geslag. En dat u sy geslag sal vermeerder soos die sand wat aan die seestrand lê en die sterre wat in die hemel is. En deur die geloof mag ons nou weet dat ons deel kry ook aan daardie verbond. Ons is kinders van Abraham, terwille van Jesus Christus en terwille van sy bloed. En dankie Here dat u met ons werk nog al die jare, dat u met u kerk is, van die ou verbond na die nuwe verbond, van die Ou Testament tot vandag toe en tot aan die einde. U werk van ouers tot kinders, tot kindskinders, van geslag tot geslag, lei u kerk, u sorg vir u bruid, en u gee dat jong mense wat gedoop is, tot geloof mag kom en hier voor u kan staan en sê, ek glo. Wat 'n wonder, Here. En ons bid vir Retief en ons bid vir Carla, ons vra dat u met hulle sal wees, dat u hulle sal lei dat hierdie belydenis nie net 'n eenmalige ding sal wees nie, maar dat hulle hierdie belydenis sal voortsit deur hulle hele lewe heen.
Dat dit 'n een woord, 'n enerse woord, dieselfde woord sal wees, dat hulle nie uit twee monde sal spreek nie, dat hulle oggend- en aandpraatjies nie van mekaar sal verskil nie, dat hulle deur die res van hulle lewe volhardend elke dag sal sê, ek glo. Ek glo in God die Vader, ek glo in Jesus Christus, ek glo in die Heilige Gees. En help ons as gemeente, o Here, help ons dat ons ook hierdie belydenis sal bevestig, dag vir dag, week vir week, jaar na jaar en ook dekade na dekade. Help ons om vas te hou aan hierdie woorde van die Here Jesus Christus en sy woord, dat elkeen wat sy naam voor die mense bely, dat hy ons name dan ook voor U sal bely, o Vader. Maar elkeen wat sy naam voor die mense verloon, dat hy ook ons name dan voor U sal verloon. Help ons, o Vader, in ons is swak, ons is sondaars en ons struikel en val baie keer. Help ons op ons voete, help ons deur die krag van die Heilige Gees om die naam van Jesus met kop, hart en hande te bely. Amen. Julle twee kan nou omdraai en dan gaan ons die seënbede vir hulle toesing, Psalm 134 vers 4, Psalm 134 vers 4 as seënbede. Ons kan daarvoor staan, die seënbede, en daarna sal ek verder leiding gee. U kan nou weer gaan sit vir nou. Retief en Carla, julle kan ook julle plekke inneem. Daar gaan net nou gelukwensinge wees. U sal onthou dat ek vroeër in die diens gesê dat ons nou ons geloofsbelijdenis gaan doen. En wel, u moet eintlik daarvoor staan. So jammer hiervoor, maar u kan maar weer staan. En dan bely ons geloof hardop saam met hierdie twee jong mense wat nou reeds hulle geloofsbelijdenis gedoen het nou. Nou gaan ons ook almal saam met hulle ons geloof in die drie-enige God hardop bely met die woorde van die 12 artikels, die apostoliese geloofsbelijdenis. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die wederopstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. U kan bly staan en dan sing ons nou Psalm 9, dit is ons slotlied. Psalm 9 vers 1, 7, 8 en 10, Psalm 9 vers 1, 7, 8 en 10 en daarna volg die seën. Amen.
Jesus sê vir ons, dat elkeen wat sy naam bely, hy sal hom bely voor die Vader, wat in die hemel is. Dan mag ons hoor en weet dat ons leef onder die seën van die drie enige God. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.